Paulus en Silas was op 'n sendingreis en hulle wou graag die evangelie in Asië gaan verkondig. Maar Handelinge 16 vers 6 tot 10 vertel dat die Heilige Gees hul verhinder het. Toe hulle op 'n ander plek weer probeer, is die deur weer voor hulle toegemaak en het die Heilige Gees hul verhinder. Die Here het dus 2 maal die deur voor Paulus en Silas toegemaak, omdat hy hulle op 'n ander plek wou gebruik. Sien raak dat as die Here 'n deur voor ons toemaak, hy met ons in 'n ander rigting op pad is. Dit help nie ons staan voor die toedeur vir die res van ons lewe nie. Ons moet die Here se wil soek. Nadat die Here 2 maal die deur vir hulle toegemaak het, sien Paulus die nag die gesig van die Macedoniese man wat vra dat hulle daar moet kom help. Hulle het dit as die antwoord van die Here gesien en toe na Europa gedraai om die evangelie daar te bring. Deur hierdie sendingreis is die hele Europa met die evangelie bedien. Die oop deur van die Here het dus groot vrug en seën gebring en Paulus en Silas het die kragtige werk van God op hierdie pad gesien. As die Here dalk in hierdie nuwe jaar 'n deur in ons gesig toemaak, moet ons hom vertrou dat hy 'n beter pad vir ons wil wys. 'n Toedeur moet ons voor die Here laat buig en ons moet hom as die Here van ons lewe vra in watter rigting ons nou moet beweeg, wat ons nou moet doen. Wat maak jy as die Here 'n deur voor jou toemaak? Aanvaar jy dit as leiding uit die Here se hand en vra jy hom in gebed om vir jou verder te lei en te leer wat jy nou moet doen? Is jy bereid om dan saam met die Here in heeltemal 'n ander rigting te beweeg as wat jy op pad was?